'n mens kry shoppers en nie shoppers. Mense wat daarvan hou om in 'n inkopiesentrum rond te dwaal of aanlyn te koop, en die wat daarteen opsien om winkels toe te gaan, wat dit so gou as moontlik wil verbykry. Maar so het hierdie mense dalk weer ander gewoontes wat vir hulle lekker is en wat deel van hulle identiteit is, waar hulle vrede, vervulling en vreugde vind. Ons verskil mos maar so van mekaar. 'n Dieper vraag is, waar en hoe beleef jy vervulling in jouself? Waar vind jy geluk? En waar sien jy vir God in jou lewe en tussen jou gewoontes raak? Is dit in die stilte van jou eie kamer? Wanneer jy in die natuur is? Dalk by 'n bosveldvuur sit of oor die see tuur? Beleef jy dat God oral is, dat jy hom kan raakloop daar waar jy elke dag leef, agter jou lesenaar in die raadsel van die lewe, wanneer jy inkopies doen, wanneer jy saam met jou gesin kuier? Het jy God al op die mees onverwagse plekke raakgeloop? Waarheid is, ons kan God op enige plek, enige tyd en in enige situasie vind, as ons wil. Ek skryf in een van my boeke, Here, dankie dat ek U nie net raak sien op die stywe banke van 'n kerk nie, maar dat U kies om ook langs my op 'n bankie te kom sit en saam met my slapchips te eet. Dat U vra of U saam met my kan ry wanneer ek in my motor op pad iewers heen is. Dat U daar is wanneer ek U miskyk omdat ek rondhardloop tussen die baie doen dinge. Dankie dat ek U kan sien in die saamkuier met vriende, in die lag van kinders, in die vroegoggenddou, in die rypse kou. En dat, wanneer U en ek saam is, Here, dat ek dan die baie wat ek vir U wil sê nie hoef te sê nie, omdat U reeds weet, omdat U my hart in al my waar ook al soek en my regtig ken. Kom ons hoor weer, ons kan God op enige plek, enige tyd en in enige situasie vind, as ons harte daarop ingestel is, om nie teen menslike dinge vas te kyk nie, maar die God agter en in die dinge te sien. Wanneer ons oë op hom gefokus is en ons hom doelbewus in die alledaagse probeer raak hoor, raak leef, raak sien, dan sal ons agterkom dat God so oral is. Ek wil jou uitnooi om vandag, môre en gedurende die week met lense van, waar is God in hierdie situasie? Te leef. Besluit om elke oggend ingestel te wees daarop. Probeer hom oral raak sien. En wanneer jy vanaand tot rus kom, dink terug oor jou dag. Probeer raak sien waar jy hom raak geleef het of raak gesien het of gehoor het. Maar probeer ook kyk waar jy hom dalk misgekyk het. So gaan jy later aan agterkom dat jou gedagtes, jou oë, jou ore ingestel is daarop om God te sien in die alledaagse, in almal, in elke situasie. En wanneer ons dit kan regkry om die gewoonte aan te leer om God in alles en in almal te sien, dan gebeur daar iets. Dan lyk 'n probleem nie meer so groot nie. Dan sien ons nie meer die sleg in ander nie. Dan is ons gefokus op dit wat reg en mooi is, ondanks dit wat nie so goed is nie. Ja, dan ervaar ons vrede midde in spanning. Dan verander ons lewe, want ons kan sien en hoor en voel dat God in elke hier van ons is. En dis dan wanneer woorde soos in Matteus 10 vers 29 vir ons 'n werklikheid word en ons besef, is 2 mosies nie vir 'n sent verkoop nie, en tog sê Jesus, sal geen een van ons op die grond val sonder die wil van ons Vader nie. Dan beleef ons dat God nie net vir die gras sorg nie, maar dat hy ons versier met sy hemelse teenwoordigheid, sy altyd by ons is. En dan, wanneer ons saans gaan lê, dan weet ons het vandag ons beste gedoen. Maar God sê ook, in Psalm 127 vers 2, vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap en met moed te bestaan maak. Vir die wat hy lief het, gee hy dit in hulle slaap. Ek wil jou uitnooi om vandag, elke dag,
jou gedagtes doelbewus daarop in te stel om God in jou gewone leef en werkwêreld raak te leef. Soek hom, vind hom in jou orals, want God is oral, ook en selfs in die mol. Here, dankie dat U nie net te ver af iewers God is nie, maar dat U deel van my gewone leefwêreld is. Ek wil U raak loop, Here. Ek wil U regtig raak hoor en raak sien, raak leef. Stem my hartsnare in op U hier wees, elke dag, elke oomblik. Amen.